Deuteronomium 20 vers 4 sê, want dit is die Here julle God wat saam met julle trek om vir julle te stry teen julle vyande, om aan julle die oorwinning te gee. Wat het Saul gedink toe hy klein Dawid toelaat om teen hierdie groote Goliat te veg? Jy sien, in die ou tyd was dit baie keer die gebruik dat twee weermagte wat teen mekaar te staan kom, hulle sterkste soldaat teen mekaar laat veg om die uiteinde van 'n oorlog te bepaal. En die wenner kon dan sy ander soldate terugstuur huis toe om huise te bou en groente te plant en om aan te gaan met hulle normale lewens. In hierdie storie daag Goliat die Israeliete uit vir 40 dae en 40 nagte en Saul laat toe dat Dawid teen Goliat gaan veg namens die Israeliete. Net so het God Jesus gestuur om teen die vyand van ons siele te veg. Wat ook al die vyand elke dag vir jou skree, onthou, Jesus het reeds die geveg namens ons geveg en gewen. Maak nie saak teen watse reus jy ook al vandag te staan kom nie. Die geveg behoort aan die Here. Hy veg vir my en jou. Wees stil en weet dat hy in beheer is en kyk uit vir wat hy vir jou sal doen en sal vermag. Aba Vader, baie dankie Here dat U seun gestuur het om die geveg vir ons te veg. U het geweet, Here, ons gaan hom nooit kan wen uit ons eie uit. Dankie Here vir U bloed wat gevloei het. Dankie dat U U lewe afgelê het sodat ons vir ewig kan lewe. Ons loof U, ons prys en ons eer U in Jesus se naam. Amen.